gesels oor die Emmausgangers, hierdie 40 dae van die opstanding tot die hemelvaart. Het Jesus aan baie mense verskyn. Hulle, ek dink die woord sê, hy het aan 500 mense verskyn. Maar die heel eerste Sondag, hy Sondag wat hy opgestaan het, was 'n lieflike dag, baie soos vandag. Die son het geskyn daar oor die Kanaanitiese berge. Het was 'n Sondagoggend gewees toe Jesus opgestaan het. En ek ken die verhaal van Maria wat die leeggraf gekry het en so aan. Op daai selfde Sondagoggend lees ons daar in Lukas 24. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Dan sê 2 van hulle, met ander woorde, hierdie trouens was van die crowd van Jesus. Hulle was volgers van Jesus, want dan 2 van hulle was op pad van die dorpie af. En hulle het gepraat oor al hierdie dinge wat in die naweek gebeur het en die week voor dit gebeur het. En Emmaus is nie ver van Jerusalem af. As jy kaartjie kyk, hierdie sterretjie is Jerusalem, en daar links bo is Emmaus, so 12 kilometer weg. En rechts is Betanië en Bethage en Bethlehem, die suid van Jerusalem. So terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hierdie is een van die eienskappe van die opgestane Jesus. As jy nou ander plekke lees, dan sien jy, die disippels het agter 'n geslote deur gesit, en skielik het Jesus aan hulle verskyn. So dit lyk, as ons lees, dan op 'n plek lyk dit asof hy Gees was, want hy het deur 'n geslote deur aan hulle verskyn. En op 'n ander plek, as Thomas so wonder oor sy wonder, dan verskyn hy aan Thomas en sê, nee, voel my wonder, dan lyk dit of Jesus fisies is. So hierdie snaakse, wat ons nie verstaan nie, van die opgestane Jesus, dis wat, as ons opgewek gaan word uit die dood, dit gaan dit so wees. En ons weet nie hoe dit is, ons verstaan het nie. En hier kon hulle Jesus nie herken nie. Hulle het hom goed geken, want hy was navolgers van hom. Maar ek kan hom nie herken nie. Hy stap saam met hulle skielik. So hulle het daar gestap, op pad van Jerusalem af, baie teleurgesteld en teleurgedruk en praat oor al die dinge. Kry hulle daar, en hulle hom nie herken nie. Hy vra toe vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte van staan hulle. En die een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? Ja. Dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Bedoelende, wie is hierdie vreemde ou wat niks weet van wat aangegaan het nie? Onthou daai week, en weet nou, daai vorige week het Jesus met die Palmsondag het hy in Jerusalem aangekom en hulle wou 'n koning maak en toe was die week was onderste bo en hy het die tempel gaan omkeer en hy het allerhande dinge daar weer gebeur, die profetiese redes gespreek. Dit was 'n rolle week geweest. Toe sy donderdag aangevang en gegeesel en Vrydag gekruisig. So daai week was 'n rolle week en hulle het dit bespreek. En Jesus vra hulle wat bespreek hulle en hulle dan hy weet niks en hulle vra, weet jy nou niks wat aangaan nie? En hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet, wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelewer en tot dood veroordeel en gekruisig te word. Hierso is hulle teleurstel. Hulle het absoluut geglo in Jesus. Hy was die profeet
in woord en in daad, voor God en voor die gemeente van die hele land, was hy die regte ou gewees. En in plaas van om koning te word hy deur ons kerk, en ons raad, en ons mense tot die dood veroordeel. Hierdie absolute teleurstelling. As hulle verder gaan, sê hulle, ons het so gehoor, dat hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is het vandag die 3de dag wat hierdie dinge gebeur het. En nou, het 'n paar vrouens uit ons kring ons ook ontstel. Vrouens het ontstel. En hulle was vroeg vanmôre by die graf. Dus nou die Maria, hulle was vroeg vanoggend by die graf. En kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kon vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vrou hulle gesê het, maar hom nie gesien nie. Daai graf was dolleeg. En so hulle sit hulle met hierdie teleurstelling dat hy toe nie die wêreld verlos nie. En hy is toe gekruisig, maar nou is sy liggaam op weg. Groot chaos. Toe sê hy aan hulle, wat 'n gebrek aan begrip. En wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al hierdie dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Die trap by hulle uit. En dis die probleem wat ek wil praat vanoggend. Ons traagheid van begrip en traagheid van gees. Hierdie goed van Jesus is voor die tyd gesê. Hy gaan lei. Hy, om die waarheid te sê, hy het in hy week en 'n rukkie voor het hy 3 keer vir sy disippels geroep en gesê, luister, ek gaan gekruisig word en ek gaan weer opstaan. Tweede keer roep hy hulle en sê, ek gaan gekruisig word en ek gaan weer opstaan. Derde keer roep hy hulle en sê, luister, ek gaan gekruisig word. Hy 3 keer, en daai 3 keer word in al 3 die evangelies opgemerk. So as jy Matteus lees en Lukas en Markus lees, dan sien jy dit 3 keer. Het hy vir hulle vertel, hy gaan gekruisig word en opstaan. En hier kan hulle dit nie glo nie. En Jesus sê vir hulle, weet julle niks wat ek gesê het julle geleer het nie. Julle pragtige ding, ek gaan koning word. Het hulle ons gesê, ek moet gekruisig word. So hy trap hulle half uit, omdat hulle so swak begrip het. En dan, daarna het hy egter by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking gehad het, vir hulle uitgeleer. Toe hulle by die dorpie aankom, waarin hulle op pad was, het hy gemaak asof hy verder wil gaan. Het gesê, okay, maar het hulle lekker bedien, geleer oor al die profete en die goeders. Hulle het egter by hom aangedring gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom herken. Maar hy uit hulle gesigsveld verdwyn. Wie hierdie misterieuse opgestaane Jesus, hy het net verdwyn. En hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het, met ons die skrif uitgeleer. Ons het gevoel, dis hy, hulle het hom herken, maar hulle gaan. Hierdie Emmausgangers, hulle was navolgers van Jesus geweest, want dis kom hulle van Emmaus afgegaan het om die kruisiging gaan bywoon, en dan weer, eintlik het die meeste mense gaan wat gedink Jesus gaan koning word. En hulle was allemaal in Jerusalem. So hy het hom baie goed geken, en hulle het al sy uitsprake gehoor, om die waarheid te sê, allemaal wat Jode was, het die Ou Testament goed geken, die wet van Moses, die profete, die geskrifte. En hy het daai week, het
het hy 3 keer aangekondig, hy gaan gekruisig word en hy gaan weer opstaan. En dit word so vroeg gesê, in 3 evangelies word dit gesê. So die kruisiging en die opstanding was nie hierdie veronderstel hierdie skok te wees nie. Maar die probleem wat die gelowiges by ons is hierdie verwagting wat hulle gehad het. Hoe gaan hy hulle verlos? Hoe gaan hy hulle verlos? Hy moet koning word om hulle te verlos. Van die onderdrukking van die Romeine moet hulle verlos. Hy moet vir hulle vrede bring. Al vrede wat hulle ken is die Romeine weg is en hulle is bevry. Hulle is weer 'n volk op hulle eie. So hulle, die probleem wat hulle mee gehad het, hulle hoop was op die troon. Hulle gehad het Jesus moet daai weer koning word, soos Dawid was. En hy moet die swaard gryp en die vyande verslaan, soos Dawid was. Dawid was 'n regte koning. So hulle hoop was op militêre verlossing, op politieke verlossing. Hulle hoop op politieke vrede. Hulle wou hulle eie land op hulle eie plek gebly het, met hulle eie tempel en hulle eie regering. Dit was hulle hoop. En hierdie voorspellings van Jesus, hoe hy verlossing gaan bring, wou hulle nie hoor nie. Hulle wou dit nie hoor nie. Hulle hoor dit maar vir hulle sê, hulle wou dit nie hoor nie. So hulle hoop was op nasionale welstand. Hulle wou hulle eie plannetjie uitwerk. En hulle wou immanente geluk hê. Met ander woorde, nou word koning, verjaag die vyand, kry weer vrede. Ons is presies waar hierdie 2 immers gaan was. Ons vandag, ons gelowiges in Suid-Afrika, is presies hier. Ons soek nie hierdie kruisiging ding en hierdie lyding ding en hierdie opstanding ding en hierdie goeders wat Jesus gebring het. Ons soek immanente oplossings. Ek wil nou, my spaarplan moet nou regkom en my bank moet nou vol geld wees. Wil dit nou hê? Wil nie wag daarvoor nie. Die meeste Christene oor die wêreld is besig met prosperity teachings. Bid net, vra net en jy sal kry. Bid net, die Here sal jou gesond maak, hy sal jou weer vol geld maak, hy sal jou seën. Ons is almal, die hele Christendom is net prosperity teachings, die hele wêreld vol. En hy sê, as jy vir Paulus gaan vra, wat is prosperity? Hulle sê, jy is simpel, wat is prosperity? Ons is besig met Jesus Christus. Ons loop heel dag in blessings uitdeel. Nee, seën vir jou. Maar niemand gee werklik om nie. Niemand gee werklik om nie. Die armes krepeer nog steeds, en die blindes loop nog steeds met stokke rond. Niks gebeur met die mense wat dit kort nie. Ons is net besig om vir supergesondheid te bid. Maar niemand lewe gesond nie, niemand doen 'n oefening gereeld nie, niemand eet gesond nie, almal gaan dit aan. Soek nie deeltyd welstand, my kar moet reg wees, my huis moet reg wees, my familie moet reg wees. Maar as jy die Bybel gaan lees, sê nou maar oor Jesus se familie. Sy familie was nie reg gewees nie, man. Hy het die gebroke familie gehad, sy pa is vroeg dood, en sy broers het nie van hom gehou, toe hy begin bedien, het hulle hom sommer afgejaag. Niks was reg gewees daar nie. Onthou jy toe Jesus se ma, toe hy swanger was met Jesus, en hulle gaan na hulle familie toe, in Bethlehem, het hulle nie 'n slaapplek gekry om te slaap nie, by hulle familie in Bethlehem. Die families was nie almal reg. Ons soek net die blink kant van die lewe. En as jy die Bybel lees, niemand het die blink kant van die lewe gehad. As jy die Bybel van A tot Z lees jy net hierdie verhaal van worstel en van hindernisse. God gee verlossings, so my gee verlossings. Maar nie hierdie prosperity verlossings nie. Hy vlieg nie heeltyd met 'n sak vol geld rond nie. Maar hy bring verlossings.
Die probleem is, ons sien net sekere aspekte van die evangelie van die Bybel raak. Ons sien net die sekere goed raak. En ons dink soos Job. As dit sleg gaan met my, is dit omdat ek gesondig het. Net soos Job. Is dit nie Job nie, maar Job se vriende. As dit sleg gaan met my, is dit omdat ek gesondig het. En hoekom het dit sleg gegaan met Job? Omdat hy juist nie gesondig het, en omdat hy onberustig was, het dit begin sleg gaan met hom. Want, deur Korintiërs ons ken maar net gedeeltelik. En ons profeteer maar net gedeeltelik. Wanneer die volledige kom, sal dit gedeeltelik is uitgedien. Die ding is van die groter wesenswaarheid van God en van Jesus Christus verstaan ons nie. En dis nie net ons nie, die hele kerk van die wêreld verstaan dit nie, want oral is die kerk net besig om hulle mag te beskerm en om hulle sondes weg te steek en om heilig te probeer wees en om allerlei die kerk is besig met skyn heiligheid te bedryf. Almal wat as jy dink sonde is die middelpunt van Christendom, dan is jy word jy skyn heilig. Dis glad nie so nie. Ons verstaan die volheid van Jesus Christus ontbreek ons. Die volheid van Jesus Christus wat terwyl hy aangeval word, moet 'n soen gekus word deur Judas Iskariot, gryp hy nog steeds nie na die swaard nie, maar Petrus gryp die swaard. Ons gelowiges verstik in ons eie bygelowe. Almal van ons het een of ander bygeloof wat jy dink is die volle waarheid, en niks behalwe die waarheid nie. Ons almal dink net sy eie godsdienst is reg. Dis die beste godsdienst in die wêreld. Maar eie denominasie is die beste denominasie in die wêreld. My eie geloofsiening is reg, my eie lewe oorheers dit alles. Maar intussen weet ek niks van Christus af. As ons sê, ons is Christene, moet ons iets raak lees in die evangelie. As jy sien die disciples van Jesus, die grootste eienskap wat hulle gehad het, hulle het 'n leerbare gees gehad. Hulle het gesê, vertel ons, leer ons, hulle het 'n leerbare gees gehad. Hulle was nie te slim om te leer, het 'n leerbare gees gehad. Hulle het almal 'n nederige karakter gehad. Almal het diensbare ywer gehad. Hulle was bereid om die ekstra myl te loop. Hulle het almal 'n geestelike entoesiasme gehad, 'n goddelike inspirasie gehad. Ver van hulle eie dingetjie gesoek het. Hier en daar het hulle krisisse gehad, soos Petrus wat vir Jesus verloon het. En Thomas wat nie meer wou glo nie, want hy was vir hom te dik vir 'n daalde. Dit is, hoeveel moeite doen jy regtig vir jou geloof? Hoeveel moeite is jy bereid om te doen? Bietjie uit te vind. Die ding is van ons Jesus wat ons aanbid, is weggesteek in 'n dik boek met 66 boeke binne in Grieks en Hebreëus en in 1000 ander tale. Dis nie so eenvoudig nie. God is lief vir ons, dis eenvoudig. Maar dan raak dit complicated. Sodra die tweede gebod inkom, ons moet mekaar lief hê, dan raak dit complicated. Dan raak dit moeilik. Maar wat gebeur, wat ek sien, baie mense, die meeste mense sê, ag man, ek is sommer maar net 'n Christen, ek wil nie te veel krap nie, ek wil nie te veel leer nie, ek wil nie te veel weet nie, ek is sommer maar net 'n Christen. So die meeste mense van ons, wil sê, ek kom uit 'n Christen familie uit. My ouers was Christene, my ouma was Christen, almal was Christene. Ek lees in die week oor my oupa. Ons oupa, wat Abraham Johannes was, uit 'n land terug geleef. Hy sal toe ek gebore is in 1966, ek is vroeër gebore, maar toe hy al oorlede. Lees ek, almal wat van hom sê, hy was 'n
godsdienstige man gewees. Baie, almal praat van sy godsdienstige aard en karakter. Maar dit beteken nie, dis hoekom ek 'n Christen is. Mense loop en sê, ag, dis maar 'n kultuurding, hier in Suid-Afrika, almal maar Christene. Dis maar almal wat Afrikaans is, was in die 3 Susterskerke, almal is maar Christene. Of, baie mense is bang vir wat kan gebeur. Met ander woorde, sê nou, ek is nie reg nie, sê nou, ek is verkeerd, sê nou, ek kan iets doen om nie jou toe te gaan. Die al as jy groot vrees vir die lewe. Of, ander mense hoop maar, as hulle regte verbintenis het, gaan hulle begin reg loop vir hulle. In ons tyd het jy baie onder groepsdruk dinge gedoen. So eintlik is almal van ons maar net nominale Christene. En as ek na Jesus se legacy kyk, as ek na die kruis kyk, dan het hy nie dit kon verkondig nie. Hy het nie 'n nuwe godsdienst kon verkondig van nominale Christene. Hy het 'n ander ding gebring. En ons moet dit uitvier. Ons moet gaan uitvier, want dis hoekom ons Christene is. Ons Here is Jesus Christus. En ons moet sy geloof en sy geestigheid ons uitvier. Nie net die ander goed wat ons sommer net doen. Amen. Ons bid saam. Here, baie dankie dat Jesus Christus ons aan hom verbind het deur vir ons te sterf en vir ons op te staan, want toe sê hy gaan ons plek voorberei in die hemel en hy gaan ons in die ewigheid invat. En ons verbintenis met hom is van belangrik en ons wil daai verbintenis vir ons vier met ons geloof. Nie ander mense se godsdienste en goeders nie. Jesus Christus se geloof wat ons vier met ons geloof. Help ons om dit oop te krap en dit uit te buitel en dit weer te herontdek in ons lewe. Ons loof en ons prys U naam.